In vandag se les gaan ons 'n bietjie kyk na gelykvormigheid. Die vraag is, wat is gelykvormig? En dit is baie belangrik dat jy die begrip van gelykvormig mooi verstaan. Wat is gelykvormig? Gelykvormig beteken dat twee figure of twee driehoeke presies dieselfde vorm het, maar nie dieselfde grootte nie. Dit beteken dan die twee figure kan met ander woorde binne in mekaar pas, as hulle presies dieselfde vorm het, maar nie dieselfde grootte nie. Die baie belangrike eienskappe van gelykvormige figure is die eerste ding is hulle het dieselfde vorm, maar nie dieselfde grootte nie. Die tweede eienskap van gelykvormige figure is elkeen van die ooreenstemmende pare hoeke van die figure is gelyk. Die derde baie belangrike eienskap van 'n gelykvormige figuur is dat die verhouding van die ooreenstemmende pare sye moet gelyk wees. So dit is altyd ons eienskappe van gelykvormige figure. Hulle hoeke, ooreenstemmende pare hoeke is altyd ewe groot en hulle sye, ooreenstemmende pare sye is in verhouding. Met ander woorde, die kleintjies se sye gaan in verhouding wees met die grootes se sye. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van gelykvormige figure. As ons nou kyk na reghoek ABCD en reghoek KLMN, dan kan ek sien al die pare ooreenstemmende hoeke is gelyk. Met ander woorde, A en K is gelyk. B en L is gelyk. C en M is gelyk. D en N is gelyk. Maar verder is almal ook mos nou gelyk aan mekaar, want almal is 90 grade. Nou kan ek sien, as ek kyk na die verhouding, want die volgende eienskap sê vir ons, die verhouding van die ooreenstemmende pare sye is gelyk. So as ek nou het die verhouding van AB tot KL, dan kan ek sien dit is 2 tot 4. As ek hom mooi vereenvoudig, is dit 1 tot 2. As ek nou kyk na die verhouding van BC tot LM, dan kan ek sien dit is 3 tot 6. As ek hom nou vereenvoudig, kry ek ook 'n verhouding van 1 tot 2. As ek nou kyk na CD tot MN, dan kry ek ook dit is 2 tot 4. 2 tot 4 vereenvoudig is 1 tot 2. As ek nou kyk na AD tot KN, dan kan ek sien dit is 3 tot 6. 3 tot 6 vereenvoudig gee ook vir my 'n 1 tot 2. Ons kan dus sê dat reghoek ABCD is gelykvormig aan reghoek KLMN. Onthou, dit is baie belangrik die volgorde waarin jy dit skryf, want die ooreenstemmende hoek moet by dieselfde ooreenstemmende hoek aan die volgende figuur se plek staan. OK, so wat baie belangrik is wat jy sien uit dit wat ek daar geskryf het van gelykvormigheid, is ons gebruik die 3 parallelle streepies om aan te dui dat twee figure gelykvormig is.
As ek nou kyk na figure A, B, C, D, E en F, G, H, I, J, dan kan ek sien dit is 'n 1, 2, 3, 4, 5 hoek. F, G, H, I, J is ook 'n 5 hoek en hulle vorms lyk dieselfde. So hulle vorms is dieselfde en die ander eienskap wat ek nou kan sien wat ek nou het is hoek B en hoek G is dieselfde. Hoek A en hoek F is dieselfde. Hoek E en hoek J is dieselfde grootte. Hoek D en hoek I is dieselfde grootte en hoek H en hoek C en hoek H is dieselfde grootte. Nou een van die eienskappe van 'n gelykvormige figuur sê baie duidelik vir ons dat elkeen van die ooreenstemmende pare hoeke is gelyk. Met ander woorde, uit hierdie 5 hoeke van A, B, C, D, E en F, G, H, I, J is elkeen van die ooreenstemmende pare hoeke is ewe groot. Ons kan met ander woorde hier sê dat A, B, C, D, E is gelykvormig aan F, G, H, I, J. Okay, so julle kan nou sien hoe belangrik is dit ons benoeming, want die ooreenstemmende hoeke moet op presies dieselfde plek in die lyn staan. Dan kry ons C en H is ewe groot en D en I is ewe groot en die laaste enetjie is E en J. So julle kan sien die prentjie wat gevorm word en die ooreenstemmende hoeke staan op presies dieselfde plekke. Kom ons kyk na vierhoek A, B, C, D en vierhoek E, F, G, H. So, as ons mooi kyk na driehoek A, B, C, D en driehoek E, F, G, H en hulle gee vir ons dat hoek D is 90 grade en hoek H is 90 grade, dan sit al een paar ooreenstemmende hoeke wat gelyk is. Hulle gee ook verder vir ons dat A gelyk is aan E. Met ander woorde, dis nog 'n paartjie ooreenstemmende hoeke wat gelyk is. Hulle gee vir ons dat B gelyk is aan F, soos nog 'n paar ooreenstemmende hoeke wat gelyk is en dan verder gee hulle vir ons dat C gelyk is aan G. Met ander woorde, ek sien uit die hoeke uit, die eienskap van gelykvormigheid, dat hierdie ooreenstemmende pare hoeke is gelyk. Verder gee hulle vir my dat AD 16 is, AB is 20 eenhede, BC is 24 eenhede en DC is 12 eenhede. EH is 20 eenhede, HG is 15 eenhede, FG is 30 eenhede en EF is 25 eenhede. As ek nou mooi gaan kyk en ek gaan skryf die verhouding van AD tot EH, dan kan ek sien die verhouding van AE tot DH is 16 tot 20. As ek hom mooi vereenvoudig, dan sien ek hy is 4 tot 5. Kom ons kyk, wat is die verhouding van AB tot EF? Die verhouding van AB tot EF is 20 tot 25. As ek hom vereenvoudig, dan sien ek ook dit is 4 tot 5.
As ek nou kyk na BC tot FG en ek vereenvoudig om, dan het ek die verhouding is 24 tot 30. 24 tot 30 kan ek ook vereenvoudig as 4 tot 5. As ek kyk na DC tot HG, het ek 'n verhouding van 12 tot 15 en as ek hom vereenvoudig, dan kry ek ook die verhouding 4 tot 5. Met ander woorde, ek sien al my ooreenstemmende pare hoeke is gelyk en ek sien ook al my ooreenstemmende sye is in verhouding. Met ander woorde, ek kan sê dat A, B, C, D is gelykvormig aan E, F, G en H. Okay, weer eens is ons volgorde van benoeming baie belangrik. As ek sien hoek A en E is gelyk, B en F is gelyk, C en G is gelyk en D en A is gelyk. Nou ons gaan meestal met gelykvormige driehoeke werk. En by gelykvormige driehoeke is daar nou ook twee spesifieke reëls. Die reëls vir gelykvormigheid by driehoeke is die volgende twee. Die eerste reël is al drie pare ooreenstemmende hoeke is gelyk. Met ander woorde, die twee driehoeke is gelykhoekig. Die tweede reël vir gelykvormigheid is die driehoeke se ooreenstemmende sye is in verhouding. Die eerste reël sê vir ons, as twee hoeke van 'n driehoek gelyk is aan twee hoeke van 'n ander driehoek, dan sal hulle derde hoek ook gelyk wees. Hulle is dan gelykhoekig. So kom ons bekyk die reële bietjie van naderby. As ons nou driehoek ABC het en hulle gee vir ons hoek B is 34 grade en hulle sê hoek E is ook 34 grade en hulle sê vir ons hoek C is 69 grade en hoek F is ook 69 grade, dan het ons mos nou in hierdie driehoek dat hoek B gelyk is aan hoek E. Ons het dat hoek C gelyk is aan hoek F. En dit wil nou vir ons sê hoek A moet dan gelyk wees aan hoek D. So kom ons kyk hoe werk dit uit. As ons kyk na hoek A, dan gaan ons mos nou sê hoek A plus hoek B plus hoek C is gelyk aan 180 grade, want dit is mos my binnehoeke van 'n driehoek se reël, dat die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. So ek het hoek A plus my 34 grade plus my 69 grade moet gelyk wees aan 180 grade. Hoek A plus 103 grade is gelyk aan 180 grade. Ek wil hoek A alleen hê, met ander woorde, hierdie 103 moet oorgaan na die regterkant toe. Dit is dan 180 grade minus 103 grade en hoek A se grootte is met ander woorde 77 grade. As ek nou gaan kyk na D, E en F, dan moet ek mos nou sê hoek D plus hoek E plus hoek F is gelyk aan 180 grade en my rede is binnehoeke van 'n driehoek. Dan kry ek ook nou mos weer hoek D plus 34 grade plus 69 grade is gelyk aan 180 grade. Met ander woorde, hoek D
plus 103 grade is gelyk aan 180 grade, so hoek D is ook 180 grade, minus 103 grade, so hoek D is ook gelyk aan 77 grade. Daarmee het ons nou bewys dat as twee hoeke van twee driehoeke gelyk is aan mekaar, dan gaan die derde hoek van daai driehoek ook gelyk wees aan die ander hoek. Ons kan dus met ander woorde sê dat driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek DEF. En baie belangrik nou weer dat ons volgorde onthou, want die 34 grade is gelyk, so B en E moet op dieselfde plek staan. Die 69 grade is gelyk, so C en F moet op dieselfde plek staan. Hoek A en hoek D is gelyk, ons het dit mos nou uitgewerk, so A en D moet op dieselfde plek staan. So ons sê driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek DEF, en onthou nou met meetkunde moet ons mos altyd 'n rede gee hoekom ons so sê, en ons redekie hier is ons reël 1 wat beteken dit is H wat staan vir hoek, hoek, hoek. Ons tweede reël sê vir ons is twee driehoeke is gelykvormig wanneer hulle ooreenstemmende sye in verhouding is. Nou goed, kom ons kyk, as ons driehoek ABC het, hulle sê vir my AB is 4 eenhede, BC is 10 eenhede en AC is 8 eenhede. En ons het dan nou die klein driehoekie DEF, en hulle sê vir my DE is 2 eenhede, EF is 5 eenhede en DF is 4 eenhede. Dan gaan die sye in verhouding soos volg lyk. Ons het dan die verhouding van AB tot DE, gaan ons kan skryf is 4 tot 2. As ons hom vereenvoudig, kry ons dit is 2 tot 1. Die verhouding van BC tot EF is 10 tot 5. As ons hom vereenvoudig, kry ons 2 tot 1. Die verhouding van AC tot DF is gelyk aan 8 tot 4. En dit is dieselfde as ons hom vereenvoudig 2 tot 1. By verhoudings is dit nou baie belangrik dat jy die verhouding op die regte manier skryf ook. Hierdie verhouding AB tot DE kan ook as AB op DE geskryf word. En AB op DE is dan 4 op 2 en 4 op 2 vereenvoudig gee vir my 2. Die verhouding van BC tot EF kan ook geskryf word as BC gedeel deur EF wat 10 op 5 is, en as dit vereenvoudig word is dit ook 2. Ons kan die verhouding van AC tot DF ook skryf as AC gedeel deur DF wat 8 op 4 is, en dit gee vir my 'n verhouding van 2. Net so is dit nou baie belangrik om te onthou, as jy met die eerste verhouding met die klein driehoekie begin, en jy skryf die verhouding van DE tot AB, dan is jou DE 2 tot AB se 4, en dit gee vir my 'n verhouding van 1 tot 2. Maar omdat ek hier met die klein driehoekie eerste begin het, beteken dit ek moet by die volgende een verhouding ook met die klein driehoekie eerste begin. So ek moet dan sê die verhouding van EF tot BC.
Die verhouding van EF tot BC is 5 tot 10. As ek hom vereenvoudig, sien ek dit is 1 tot 2. Maar baie belangrik, ek het nou hier met die klein driehoekie se sye eerste begin. As ek dan nou die verhouding het van DF tot AC, dan gaan dit 4 tot 8 wees, en as ek hom vereenvoudig, kry ek ook 1 tot 2. En dit is baie belangrik dat julle sien, hierso het ek nou met my klein driehoekie se sye eerste begin. Nou as ons met die klein driehoekie se sye eerste begin, kan ons die verhouding ook skryf as DE op AB. Nou DE op AB is nou 2 op 4, en as ons dit vereenvoudig, kry ons 'n half. As ons hierdie een skryf EF op BC, dan kry ons dit is 5 op 10, en dit vereenvoudig gee ook vir my 'n half. Ek kan DF tot AC ook skryf as DF gedeel deur AC, en dit gee vir my 4 op 8, en dit is dieselfde as 'n half. Dit is net baie belangrik dat jy die driehoek waarmee jy begin se verhoudings dan altyd eerste skryf, en die driehoekie die tweede driehoek se verhouding altyd tweede. Maak seker dat hulle maats by mekaar is. So, omdat hierdie sye in verhouding is, kan ons nou sê dat driehoek ABC gelykvormig is aan driehoek DEF. En dit is baie belangrik dat julle sien weer eens die volgorde van beskrywing. Want nou is AB in verhouding met DE. BC is in verhouding met EF. En AC is in verhouding met DF. By die tweede voorbeeldjie kan ons nou net die driehoek DEF eerste skryf, so driehoek DEF is gelykvormig aan driehoek ABC. Nou weer eens kan julle hier sien dat DE en AB is in verhouding. EF en BC is in verhouding, en DF en AC is in verhouding. So dit is die volgorde waarin ons dit skryf. Die voorbeelde van vrae wat julle sal kry, sal byvoorbeeld die tipe vraag wees van bereken die onbekendes. Die eerste voorbeeldjie waarna ons kyk is die vraag vra vir ons bereken die onbekendes. Nou gee hulle vir ons driehoek ABC en driehoek DEF. Nou kan ons uit wat ons nou geleer het, kan ons mos nou weet, twee van die driehoeke se hoeke is gelyk. Met ander woorde, hoek B is gelyk aan hoek E, hoek C is gelyk aan hoek F, en ek kan daarom sê dat hoek A gaan gelyk wees aan hoek D. Met ander woorde, want dit en my rede is vir dit, hulle is binne hoeke van 'n driehoek. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat driehoek ABC gelykvormig is aan driehoek DEF, en my rede is hoek, hoek, hoek. Nou vra hulle vir my, ek moet A bereken. Nou A gaan oor die sylengtes. Omdat die twee driehoeke gelykvormig is, kan ek sê die verhouding van AB tot DE moet gelyk wees aan die verhouding van AC tot DF. In hierdie gevalletjie sien ek nou my onbekende enetjie is hier in die klein driehoekie. Met ander woorde, ek sal met hom begin met die klein driehoekie. Ek sal sê die verhouding van DF
op AC moet gelyk wees aan die verhouding van DE op AB. Goed, met ander woorde, nou gaan ons in vervang. Dan gaan ons mos nou kry DF is A op AC wat 8 is, moet gelyk wees aan die verhouding van DE tot AB. DE se verhouding is 2 op AB op 4. As ek hom vereenvoudig, gaan ek nou sien A op 8 is gelyk aan 1 op 2. 2 gedeel deur 4 vereenvoudig is 'n half. Ek wil A alleen hê, met ander woorde, onthou, ons pas ons algebra reëls ook nou toe. So ek gaan net hier maal met 8 op 1, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry hierdie tweeetjies kanselleer mos nou uit, daai 8 kanselleer uit, en ek kry met ander woorde, A is gelyk aan. En dan kan ek ook mos nou sê, 2 gaan in 8 in, 4 keer. Met ander woorde, A is gelyk aan 4. As jy ook het 'n half maal met 8 op 1, dan is dit dieselfde as 8 op 2. As jy hierdie tellers met mekaar vermenigvuldig en jy vermenigvuldig die noemers met mekaar, dan kry jy dit is 8 op 2, en as jy 8 op 2 vereenvoudig, kry jy ook 'n antwoord van 4. Met ander woorde, my A is 4 eenhede. Onthou nou die vraagie vra vir ons bepaal al die onbekendes. Met ander woorde, ek gaan kyk nou hier, ek sien in driehoek ABC is A my eerste onbekende, met ander woorde, ek gaan hê A plus 70 grade plus 80 grade is gelyk aan 180 grade en my rede is binnehoeke van 'n driehoek. As ek nou A uitwerk, is dit A plus 150 grade is gelyk aan 180 grade. Ek wil A alleen hê, met ander woorde, A is gelyk aan 180 grade minus 150 grade, want ek moet hierdie ene mos nou oorvat na daai kant toe. So om A alleen te kry, met ander woorde, ek kry A is gelyk aan 30 grade. B is nou in driehoek DEF. As ek nou gaan kyk na B plus 30 grade plus 80 grade moet gelyk wees aan 180 grade en my rede is binnehoeke van 'n driehoek. Dan kan ek sien B plus 110 grade is gelyk aan 180 grade, met ander woorde B is 180 grade minus 110 grade, so B is gelyk aan 70 grade. Omdat ek nou kan sien dat al die ooreenstemmende hoeke gelyk is, kan ek met ander woorde sê, daarom is driehoek ABC gelykvormig aan driehoek DEF. En my rede vir dit is hoek, hoek, hoek. Dit beteken, omdat hulle twee nou gelykvormig is, kan ek nou ook sê, die verhouding van DE tot AB moet gelyk wees aan die verhouding van DF tot AC, moet gelyk wees aan die verhouding van EF tot BC. Okay, so ons gaan nou die sye gebruik waarvan ons al die onbekendes het.
Ons moet EF uitwerk. So EF is ons vraagtekentjie. Met ander woorde, ons het BC, ons het DF en ons het AC, so ons kan sommer hierdie verhouding gebruik. Ons het ook die verhouding DE en AB, so jy kan kies watter een jy wil gebruik, maar ek gaan sommer nou die verhouding van DF tot AC gebruik. As ek nou die verhouding van DF tot AC gebruik, dan het ek 4 op 2 is gelyk aan, en EF is my C, en BC is 3. Nou onthou nou, ons wil vir C alleen hê, so wat gaan ons doen om vir C alleen te kry? Ons gaan hierdie kant maal met 3 op 1, maar onthou wat ons regs doen, moet ons altyd links ook doen. Met ander woorde, hier aan ons linkerkant kry ons ook nou al 3 maal met, maar 4 gedeel deur 2 is 2, is gelyk aan C. Met ander woorde, my antwoord sê vir my, C is gelyk aan 6. Dit behels nou die lesie oor gelykvormigheid, en julle kan nou hierdie lesie inoefen met die huiswerksommetjies wat ek vir julle gaan gee. Geniet dit!